kaartjies verkoop en met die stemdag kyk of ons dan nie hier ook kaartjies kan verkoop nie. So asseblief man, ons vra dat julle asseblief die projek sal ondersteun. Die link sal hierdie week se kant uitkom. Michelle het gesê wat jy dan kaartjies op online kan koop as hoe dit omtrent werk. So asseblief man, ons vra julle ondersteun die projek. Die kerkraad sit baie tyd en moeite daarso in. So asseblief. En ja, elke bietjie sal help, so bietjie maak baie. Baie dankie. Lekker dag. Ja, nee, het is lekker om so stem te hê. Hy hoef nie sy stem te verhef nie, meer oorvol. Ek is baie jammer vir die ouens wat vanoggend daar op die video kyk, want hulle gaan so kyk. Daai ouetjie is nou op sy laaste voete. So regtig kan ons nie so lamlendig lyk nie, nee. Sal vir hom 'n nuwe een kry. Goed. Broers en susters, ek gaan vinnig net, is Annetjie Knox vanoggend hier. Ek wil vreeslik graag haar kaartjie aflaai. Annetjie is hier. Sy. Annetjie Bester is ook vanoggend hier. So net, as jy enigiemand anders het ek nou net seker maak wat verjaar. Sit net. Simonai, hy verjaar ook, laat ek sommer hier by jou begin. Baie hartlik geluk. So dit is 'n mooi jaar voor, hoor. Annetjie sit daar. Annetjie, ek verstaan, dit is lank terug. Dit is nie so lank terug nie. Dit is onlangs gewees. Annetjie, waar sit jy? Daar sit Annetjie. Dat ek net my asem wegsteek. Gaan so agterom kom. Ja, hy kan nie een kry nie, hy is nie hier nie, maar hy kuier saam met die kinders. Maar ek het mos vir julle gesê, ons is op daai ouderdom waar jy nie meer wil verjaar nie. Nee, hy gaan net aan. Goed, as daar niemand anders is nie, dan kom ons kyk net gou-gou 'n bietjie na die ander goed wat hier gebeur. Julle het nou gehoor van die koelerbokse. Julle sien daar van die kamp. En ek gaan weer net verduidelik. Die kamp, daar's 3 moontlikhede. Of jy gaan kamp met jou wa in jou tent, of jy gaan bly in die gastehuis, of jy kry 'n chalet wat bietjie groter is. Goed, en ons by mekaar kom plek, is normaalweg daar by waar die kampers is, want die gastehuis is ook baie naby daar. So asseblief, julle moet bespreek, en dan wil ek vra, die wat klaar bespreek het, en wat deel gaan neem, sluit aan by die WhatsApp groep, daai ouetjie het ook in die week uitgegaan, en gaan sluit daar aan, want al die inligting gaan daar deurkom asseblief. Goed, die ander goed kan julle lees, soos alles wat hier is. Rondom die mense wat siek is, moet ek sê, dit gaan die meeste goed, maar ek wil vanoggend in besonder vra. Petra Odendaal gaan regtig deur 'n baie slegte tyd, en Petra is 'n staatmaker nog altyd in hierdie gemeente en by die NHSV. So ek vra, bid asseblief ook vir Petra vir herstel en beterskap. Ek dink sy het ons gebede op hierdie oomblik baie nodig. Goed, al die ander goed is daar. Mariana, goeiemôre vir jou. Baie dankie dat jy vanoggend by ons is en jy laat hierdie klavier regtig so ongelooflik klink. Ek het al vir Henry gesê, maar een van my gunsteling liedere is Walking in Memphis, en daar sê hy, the piano sounds like a carnival. En dis vir my die mooiste klank wat 'n klavier ooit kan maak, so baie dankie daarvoor vanoggend. Goed, broers en susters, julle vergeet julle, daar voor julle, ons gaan rustig raak vir 'n oomblik, en dan begin ons met ons toetrede lied.
In Jesaja 40 staan daar, iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelykgrond word. Elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef, sal dit sien. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
vers 13 tot 15 is daar 'n stukkie oproep. 'n Stukkie vrae wat sê leef in verwagting. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God te wees en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. Die laaste gedeelte is vir my so mooi. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. Kom ons verootmoedig onsself so 'n bietjie deur vir die Here te sê dat hy in ons lewens moet inkom en dat hy ons moet verander. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe. Want u alleen is my koning en my Heer. Kom ons antwoord daarop, broers en susters, met Psalm 166. Dit sluit ook aan by ons teksvers vanoggend. Kom ons sing daardie 2 verse. Wat voor die skriflesing kom, broers en susters, is bedoel dat ons onsself fokus op dit wat nou gaan gebeur. Want die skriflesing en die prediking bly nog altyd die sentrum van die erediens. So kom ons berei ons voor om gereed te wees om te luister na God se woord. Ek wil luister na wat u, Here God, sê. Want u woord bring vrede vir ons volk, vir die wat hom getrou dien. Waarlik, uitkoms is naby vir die wat hom dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet. Geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aarde uit opspruit. Geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. Die Here sal voorspoed skenk en ons land sy oes gee. Die geregtigheid sal hom vooruitgaan en 'n pad vir sy koms maak. Spreek, Here, u diensknegt luister. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, uit Jesaja 55. Ons lees daar van vers 1 en ons gaan aan tot by vers 11, min of meer. So kom ons luister vanoggend na Jesaja 55 en die opskrif daar is: Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie?
Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede. En my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde, en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood is om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters, gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor, en uit hierdie woord gaan leef. Vanoggend wil ek hê ons almal moet so in ons geestes oog en in ons gedagtes vir 'n oomblik daar teruggaan na Jerusalem toe. Onthou nou net, ons gaan terug na 'n tyd toe waar herstel sopas gekom het. So die ouens kon teruggaan Jerusalem toe, en wat vir hulle daar gewag het was eintlik 'n bietjie ontnigterend, want daar was niks en hulle moes van voor af opbou. So in Jesaja 40 word daar vir ons aangekondig, hier kom herstel. In Jesaja 55 het hulle die geleentheid om reeds daar te wees. En nou moet hulle herbou. Maar nou weet ons wat ook gebeur as 'n mens skielik gekonfronteer word met iets wat niks is nie. Dit so uitgesien na dit en dan is daar niks. En die moed het bietjie ontbreek. Die motivering het bietjie ontbreek. En Jesaja 55 is hierdie stukkie hoop, hierdie stukkie motivering, om vir hulle te sê, maar julle gaan ons nou bou, en julle gaan dit nie alleen doen nie. Julle het die Here wat saam met julle hierdie pad loop. Maar wat ek nou vanoggend wil hê, ons moet so bietjie in ons geestesoog sien, is dat daar straatverkopers is by die markplein. Mense wat klaar begin het om iets te skep, iets te maak, iets te groei, en dit as ware uit te stal. Daar was ook alweer ouens wat ingekom het van ander lande af met hulle ware en dit gebring het. So ons bevind ons vanoggend op die markplein. En wat daar op die markplein gebeur het is, die ouens het vir mekaar geroep. So as jy verbygestap het, het hulle jou aandag getrek. En hulle het geskree, hoi. So jy hoor hoi en hoi, soos wat jy nou jou aandag moet gee hier op die tafels van en wat hier aangaan. Want hulle wou aandag trek, jy moes by hulle gaan stil staan, jy moes sien wat hulle aanbied en jy moes dit koop by hulle. Dis dieselfde hoi waarmee Jesaja 55 begin. Hy sê kom. Dis Afrikaanse vertaling vir hierdie hoi. Kom hier na toe. Kom kyk wat hier is en kom koop vir jou. Hy sê kom en kom koop. Kom en word versadig. Kom kry wat hier is, want hier is genoeg. En dis 'n uitnodiging volgens Jesaja 55, na 'n baie besondere tafel toe.
na 'n tafel waar jy alles kry wat jy nodig het. En waar jy nooit weer by 'n ander tafel hoef te gaan stil staan nie. 'n Tafel wat vir jou ware verkoop, eintlik ware gee, want jy hoef nie daarvoor te betaal nie, maar wat genoeg is, sodat jy regtig versadig sal wees. En jy gaan dit nêrens anders kry nie. So as daar vir jou geroep word, hoi, na hierdie tafel toe, kom en kom kyk hier, dan is dit omdat op hierdie tafel is daar alles wat jy nodig het. En dis nie eers 'n plek waar jy silwer moet uithaal of jou arbeid moet aanbied om dit in die hande te kry nie. Hier word baie duidelik gesê, jy kry dit verniet. Jy kry dit as 'n gawe, as 'n geskenk. En as jy die ware op hierdie tafel ontdek het, het jy nie ooit weer nodig om iewers anders heen te gaan nie. Hierdie ware beloof dat jou dors en jou honger gestil sal word. En dan weet ons almal, broers en susters, dat hierdie honger en hierdie dors waarvan hier gepraat word, is nie 'n aardse, menslike honger en dors nie. Dis 'n honger en 'n dors na dit wat ewigheidswaarde het. Na dit wat God alleen vir ons kan gee. Jesaja 55 is 'n teks van hoop. Dis regtig geskryf vir mense wat teruggekom het en van voor af moes begin. Dis regtig mense wat daar gekom het en daar's nie landerye nie. Daar is nie behoorlike putte meer nie. Alles moet van voor af geskep word en hulle moet van voor af herbou. En dan kry hulle hier belofte van. In die eerste plek sê die Here vir hulle, ek is by julle. Ek is in julle midde. Julle stoei nie alleen. In die tweede plek sê die Here vir hulle, en ek sal sorg dat julle dit kry wat julle nodig het. En ek stap saam met julle die pad. En sien hierdie as 'n nuwe begin, as 'n geleentheid waar ek vir julle my genade in oorvloed gee. Die beeld van water is hier baie treffend. In die begin van Jesaja word daar 'n stukkie oordeel oor Juda uitgespreek. En daar word gesê, jy sal 'n tuin word sonder water. Jy sal droog word. Jy sal woestyn word, het die Here vir hulle gesê. Want water was absoluut die bron van lewe. En waar water weerhou word, daar gaan alles dood. En die Here sê vir hulle, ek gaan my water weerhou van julle, want julle sondig. Julle luister nie na my nie, julle het afgedwaal. Dan in Jesaja 40 en hier in Jesaja 55, kom die Here en hy wys hoe sy vergifnis lyk. Hy sê vir hulle, ek gaan vir julle water in oorvloed gee. En mense wat in 'n woestynland woon, het geweet wat dit beteken. Die Here sê, ek gaan vir julle lewe gee. Ek gaan julle lewens verander. Ek gaan dit moontlik maak dat julle op 'n nuwe manier kan begin. En dat daar vir julle voorspoed sal wees, want dit wat julle nodig het, sal ek vir julle gee. In die hele Bybel, broers en susters, is water die beeld van herstel. Van ontvang wat jy nodig het, sodat jy werklik kan lewe. En dit is wat die Here hier vir hulle beloof. Want met genoeg water is daar lewe, is daar kos, is daar alles wat jy nodig het, sodat jy sinvol kan leef en genoeg kan hê. Maar die Here beloof nie net genoeg nie. Dit moet ons baie mooi verstaan hier. Die Here beloof oormaat. Waar die Here beloof, as hy vir jou genade beloof, as hy vir jou lewe beloof, as hy vir jou sê, ek sal sorg dat jy alles het wat jy nodig het, is dit nie net dat hy vir jou genoeg gaan gee nie. Jy gaan nie net genoeg hê nie. Wanneer die Here beloof, dan maak hy sy hande oop, en sy genade is in oorvloed. Sy liefde is in oorvloed.
Sy herstel is groots. Jy word heel, sê hy vir jou. Dis nie goed wat hy halfpad doen nie. En dit beloof hy vir hulle daar. En dit beloof hy vir ons ook. Al lyk ons uitdagings anders as hulle sinne. Al lyk jou van vooraf begin anders as wat hulle sinne gelyk het. Al lyk jou uitdagings anders as hulle sinne. Is die belofte nog presies dieselfde. Die Here sê, hoi, kom hier. Kom na my tafel toe. Kom na my toe. En ek sal sorg dat jy kry wat jy nodig het. Maar jy moet dit by my kom soek. En jy moet by my tafel bly. En jy moet verstaan dat jy op geen ander plek ooit weer iets sal kry wat jou so gaan versadig en so gaan vervul, soos dit wat jy by my tafel kry nie. Aanvanklik klink dit asof hierdie mense nie genoeg geld het en genoeg arbeid kan verskaf om te koop wat hulle nodig het nie. Maar as ons mooi in vers 2 gaan luister, dan sê hy, selfs al het julle genoeg geld, en al het julle genoeg arbeid om vir julle self te voorsien, gaan staan en koop julle by die verkeerde tafels. Dis die probleem, nie die feit dat ons nie genoeg het nie. Ons gaan koop by die tafels wat ons nie gaan vervul nie. Van die goed wat ons nie nodig het nie. En ons kyk die tafel van oorvloed, wat die Here vir ons gerangskik het in ons lewens, heeltemal mis. Ons vergeet dat daar net een tafel is, die Here se tafel, waar ons alles kry wat ons nodig het. En dan kom staan die Here daar en hy sê vir hulle, is asof hy so nader leun en vir hulle sê, hoekom koop jy goed wat jy glad nie nodig het nie? Hoekom jaag jy na goed wat vir jou niks beteken? Die uitdaging, broers en susters, is om agter te kom waar ons in die lewe besig is om na goed te jaag wat niks beteken nie. Om ons energie en ons asem en ons lewe te spandeer aan goed wat nie naaste by iets beteken nie, wat nie ewigheidswaarde het nie. So kom die Here vanoggend en hy fluister ook vir elkeen van ons en hy sê, waarom hou jy jou besig met goed wat niks beteken nie? Waarom jaag jy na goed wat vir jou nie vervul nie, wat jou nie herstel nie, wat nie vir jou vrede bring nie? Waarom maak jy moeg? Bekommer jy jou oor goed wat nie vir jou lewe bring nie? En dan sal hy vir ons sê, kom na my tafel toe. Kom na my toe. Want hier by my gaan jy vind wat jy nodig het. Gaan jy nie teleurgesteld wegdraai en sê, ek het nie vervulling nie. Ek is nie herstel nie. Ek is nie op 'n beter plek nie. Die ware wat die Here op sy tafel vir ons aanbied, gee vir ons 'n oormaat, 'n oorvloed. Beloof vir ons wat ons nodig het vir nou en vir die ewigheid. En dit mag ons nooit miskyk nie. Die Here sê vir ons, julle bestee julle tyd en julle geld en julle arbeid op goed wat onvoldoende is. Op goed wat vir julle nie vrede bring nie. Bring dalk 'n kortstondige stukkie vrede en geluk, maar môre oormôre moet jy alweer gaan soek, want jy is nie vervul nie. En dan kom Jesus se woorde by ons op, né? Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. En Jesus se woorde wat hy sê, ek is die brood van die lewe. As jy van my eet, as jy hierdie brood inneem, sal jy versadig wees. En dis Jesaja 55 se uitdaging aan ons almal, broers en susters. Om vir 'n oomblik te gaan stil staan en dink, wat is dit wat ek so jaag in die lewe? Waar ek hardloop my moeg agter goed aan wat niks beteken nie. Ek spandeer die meeste van my tyd aan goed wat my nie vervul nie. Wat nie vir my en my huisgesin vrede bring nie. Wat my laat hunker na nog. Teenoor wat die Here vanoggend vir ons sê.
dat daar 'n tafel is, waar ons kan kry wat ons nodig het, sonder dat ons 'n ruiltransaksie hoef aan te gaan, want die Here gee dit vir ons. En op daardie tafel, en dis wat die Here vanoggend van ons wil sê, is sy verbond, is sy teenwoordigheid in ons lewe, is sy genade en sy liefde en sy sorg vir ons uitgestal. En hy deel dit so uit aan ons. Hy sê vir ons, kom kry by my alles wat jy nodig het. En dan stap ons so baie keer by sy tafel verby. En ons verstaan nie, dat om deel van God se verbond te wees, om deel te wees van hierdie lewe wat die Here vir ons gee, is al wat ons nodig het. Al die ander goed is 'n bysaak. En dan beloof die Here nog vir ons, hy sal selfs dit vir ons gee. Solank ons weet wat die kern van ons lewe is, van dit wat die Here werklik vir ons wil gee. En dit kan nie met geld gekoop word nie, broers en susters. Jy kan dit nie najaag nie. Jy kan dit nie gaan soek en dit koop en dit vir jou vat nie. Jy moet met jou leë hande by God se tafel gaan staan en sê, Here, ek het nodig wat U alleen vir my kan gee. En dit so gaan gebruik. Dis 'n verbond wat die Here al met Abraham aangegaan het, wat hy met Moses aangegaan het. 'n verbond wat hy aan getrou was deur die hele tyd wat sy volk hom in die steek gelaat het. Dis 'n verbond wat hy vernuwe het in Jesus Christus. Toe Jesus daar gestaan het en gesê het, ek bring vir julle lewe. Ek is die Seun van God. Ek is die Messias en die Verlosser. Dis waar God elke keer in ons wêreld en ons lewens inkom en sê, ek kom verander alles. Ek begin nuut met julle. Jou lewe mag lyk soos 'n woestynland, met al die dinge wat jy al aangevang het in jou lewe, en al die sonde wat daar rond staan. En ek kies om in te stap en nuut te begin. Om skoon te maak en vir jou lewe te gee. Die ouens van Juda, se belangrikste les om te leer was, dat hulle God nie kon vasvang in simbole nie. Dat hulle God nie kon vashou in die tempel en op Sion, en gedink het omdat God in die tempel is, en op Sion is hulle veilig en hulle kan maak wat hulle wil nie. Die Here gaan ons nou net daar bly. Toe kom leer die Here vir hulle, ek vat al die simbole weg. Ek vat alles weg wat vir julle sekuriteit gegee het. Want julle het by die verkeerde tafel gaan staan en gedink, dis sekuriteit. Sekuriteit lê nie in simbole nie. Dit lê nie in plekke nie. Dit lê in God alleen. En eers toe hulle dit snap, toe verstaan hulle waaroor die lewe gaan. En ons is geneig om met presies dieselfde ding te doen, broers en susters. Ons is geneig om ons sekuriteit te gaan wil vasmaak aan goed. Asof goed ons sekuriteit kan bepaal. Ons sekuriteit word bepaal deur God. Deur sy teenwoordigheid by ons. Deur hom wat in ons lewens inkom en vir ons kom gee wat ons nodig het. Nie in ander goed nie. Jesus het vir ons kom leer. God se verbond is 'n verbond van genade. Dit kom met die uitnodiging, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Dis dieselfde uitnodiging in Jesaja 55. Kom na hierdie tafel van genade toe. Kom waar jy gratis kan kry wat jy nodig het. God se herstel word nie verdien nie. Dis iets wat hy vir ons gee. Dis iets waaraan ons kan vashou omdat die Here getrou is. Kan jy maar weet, die Here sal dit vir jou gee. En wat vra hy van ons? Hy vra van ons om daar by die tafel te kom staan en te sê, Here, ek het nodig wat U vir my gee. En ek het net dit nodig, nie al die ander goed nie. Ek het nodig om by U te bly en gehoorsaam aan U te wees en my lewe te bou saam met U.
'n lewe vir nou en vir die ewigheid. Terwyl ek so gedink het aan voorbeelde van verkeerde tafels, verkeerde goedere, beland ek gister in 'n gesprek wat vir my laat skrik het tot in my tone. Iemand wat 'n kundige is op die gebied, sê gister dat in die verlede sou daarby veral tieners ek dink nou net vinnig aan die woord, psigose, en dan ook om depressief te wees, depressie, sou deur ander goed veroorsaak gewees het. Maar wat hulle nou sien met die navorsing, is dat depressie en psigose word primêr veroorsaak, al dis die mense wat hulle behandel, die jong mense wat hulle behandel, deur goed soos sosiale media, soos die wêreldwye web, en is uit ander goed bygesit, dwelms is natuurlik daar, vaping is daar. Ek het vir my koud geskrik, toe sy sê die oorgrote meerderheid jong mense wat hulle deesdae behandel vir psigose en depressie, word veroorsaak deur hierdie goed, en nie ander goed nie. En broers en susters, ons moet baie mooi besef, dat ons die gevare in ons eie lewens en in die lewens van ons kinders lê deesdae by ander goedes wat ons dink. Hulle vra onlangs vir kleintjies wat wil hulle eendag word. Nou ons weet wat voorheen die antwoord was, né? Ek wil 'n brandweerman word. Ek wil 'n polisieman word. Ek wil 'n ruimtevaarder word of ek wil 'n dokter word. Deesdae sê daai kleintjie met groot vanvare, ek wil 'n social media influencer word. Dan is hulle baie klein. Ek het in die onlangse tyd besef, en ek hoop ek is verkeerd, want ek het nou nie gaan navorsing doen hieroor om getalle te kry nie. Maar ek sien net, hoeveel social media influencers gaan dood tussen 20 en 30. Nou word daar nie altyd gesê wat die oorsaak is nie. Broers en susters, ek besef net, ons leef in 'n ander wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar daar 'n uitnodiging is na 'n klomp goed toe en mense dink hulle kan hulle vervulling gaan kry by goed wat uiteindelik niks beteken nie. En ons moet die gevare van hierdie goed met ons herken. En ons moet waarsku daarteen. Ons moet versigtig wees. Goed het altyd 'n positiewe kant en 'n negatiewe kant. Maar as die negatiewe kant van goed mense se lewens oorneem en mense se lewens verander, dan moet ons mekaar sê, hierdie is nie goed nie. En dan moet ons daarvan kennis neem. Dan moet ons besef, ons gaan stop by tafels waar ons nie vervulling gaan kry nie. Want hierdie goed, in die groter prentjie van wat God vir ons gee, beteken niks. En ons moet versigtig wees vir hierdie wonderlike uitnodigings. Hierdie hoi, kom kyk by my tafel, wat het ek? En dan steel dit jou lewe, dit steel jou siel, dit maak jou siek. En daar's baie sulke voorbeelde, ek het nou 'n enkele voorbeeld gebruik. Maar dis die goed in ons lewe waarteen ons moet waak. En dan moet ons weer hoor die Here sê, ek nooi julle uit. As jy moeg is, as jy oorlaai is, as jy vrede soek, as jy nie meer kan nie, as jy nie weet waarheen jy volgende moet gaan nie, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. As jy leeg voel, as jy uitgeput is, as die wêreld jou oorweldig, as jy nie meer antwoorde het vir jou kinders nie, gaan soek dit alles by die Here. Gaan vra vir hom raad, gaan vra vir hom rus, gaan soek na sy vrede. Want God se genade is vir ons almal. En dit bring vir ons almal vir vrede. Uiteindelik, broers en susters, gaan prestasie en geld en mag en al die ander goed in die lewe waarna toe ons so jaag, niks beteken. Dit
koop nie vir jou plek in die hemel nie. Dit maak jou nie deel van God se koninkryk nie. Dis wanneer jy besef dat jy niks het om aan te bied nie. Jy het nie 'n prestasie of 'n stukkie arbeid of geld of enigiets om aan te bied by God se tafel nie. Dat jy ontdek wat die lewe regtig is. Dat die lewe dit is wat die Here vir jou kan gee. En wat sy verbond vir jou en jou huisgesin en jou kinders beteken. En dit is waar ons vervulling moet gaan soek. Ons lewe moet gaan vind. En al die ander goed bietjie wegskuif en sê, dis van minder betekenis. Dit bring nie vir my vrede of lewe nie. Amen. Kom ons sluit ons oë vanoggend in 'n dankgebed. Here ons God, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend net te hoor dat U sê hoi, dat U sê kom, dat U ons nader roep en ons uitnooi en ons selfs uitdaag om te kom sien wat U vir ons het en wat U vir ons wil gee. Here, ons besef dat ons U genade nodig het, dat ons nie anders kan leef nie. Ons besef, Here, dat ons moet kies om in U koninkryk te wees, om in U huisgesin te leef, om te leef uit U hand en dit wat U vir ons gee. Wil U ons elkeen vandag seën met dit wat U op die tafel uitgestal het. Wil U ons nader roep, Here, en gee dat ons luister. Wil U gee dat hierdie woorde weer klink deur die week wat voorlê, waar al die uitdagings en al die moeilikheid en al die uitnodigings van die wêreld daar buite is, dat ons sal U stem sal hoor, U uitnodiging sal aanneem en by U tafel sal kom staan. Baie dankie, Here, dat ons vanoggend kan bid, nie net vir onsself nie, maar vir ons geliefdes, vir die mense rondom ons, vir ons gemeente en ons gemeenskap. Here, ons het U nodig. Ons het die raad en die stem en die wysheid nodig. Ons het nodig dat U vir ons lig bring en dat U vir ons die water gee waarmee ons kan groei, die brood waarvan ons kan lewe, dat U vir ons ook die toekoms oopsluit. Here, ons bid U genade, nie net vir onsself af nie, maar vir elkeen wat dit nodig het. Ons bid vir hulle wat nie meer woorde het om te bid nie, wat moeg is en oorlaai is, dat hulle U sal hoor en by U vrede sal vind. Here, ons bid vir mekaar dat ons die gawes wat U vir ons gegee het, ten volle sal gebruik, om U en mekaar te dien, om hier 'n stukkie lig en 'n bron van water en brood te wees in ons omgewing. Here, gee vir ons dit wat ons nodig het. Gee vir ons die raad en die wysheid en die krag, sodat ons kan gaan lewe as U ligdraers, as die bron vir iemand anders se water en se brood. Dankie dat ons hierdie dinge mag bid, dat ons mag bid vir ons kinders in die uitdagende wêreld waarin hulle leef, dat ons sal weet, U sal ook vir hulle beskerm, U sal hulle ook van raad bedien, U sal hulle ook weghou van dit wat vir hulle skade bring. Dankie, Here, dat ons so mag bid in U naam, dat ons weet U hoor ons, op U tyd gee vir ons alles wat ons nodig het. So bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Oh
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.